ek sal sê, verhoor is 'n boodskap, sal wees, onthou, jou werke volg jou. Dis skrikwekkend en wonderlik. Onthou net, jou werke en my werke agtervolg ons. In Engels sou die term gewees het, watch out, your works are following you. Nou wat is ons werke? Jy weet, by werke bedoel ons nie ons beroep nie. Nee, beteken nie dat jy 'n veearts is, of dat jy 'n onderwyser is, of dat jy 'n verpleegster is nie. Dis nie wat ons die woord bedoel by werke nie. Werke word bedoel by jou woorde, jou gesindheid, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy jouself handhaaf. Dis werke. En werke, al wat werke is dit is 'n effek of 'n resultaat van iets wat in jou hart gebeur. So dit wat in jou hart gebeur, word sigbaar. Deur 'n manier wie jy is, wat jy doen, wat jy nie doen nie, wat jy sê, die manier hoe jy praat, en so aan. Maar die woord praat, so hierdie is die woord effek. Die woord sê dat Christus, Jesus, moet die effek in my lewe wees. Die cause of die oorsaak, sê die woord, is die Vader. Right. So aangesien ons Christus, sy Gees, die Gees van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, binne ons het, al manier hoe dit duidelik word en hoe dit sigbaar word, is deur my dade, deur my woorde, deur my gesindheid, hoe ek optree in goeie en slegte omstandighede, soos ons dit noem. En dit bepaal, dit sal ook bekend as ons vrugte, vroed. Dis wat die woord van praat van vroed. Die vrug in ons lewens. Die vrug is dit wat mense van jou eet. Hulle eet jou nonsens, en hulle eet dit wat die Here in jou lewe gewerk het. Dit eet hulle. Vroed. Eerstens is die vrug vir die landbouer, wat die woord ons leer, is die Vader. Verder praat hierdie vrug, of vroed, praat van die glorie, wat die Here reeds in jou lewe gewerk het. So glorie is nie een of ander fancy theorie nie. Jou en my glorie, wat jy, soos wat jy en ek hier sit en staan, is daar 'n sekere glorie rondom jou en my. Dit is die mate wat die woord, die waarheid en die effek in jou lewe het. Dit is ons glorie. En daarom leer die woord ons daar 'n verskeie dimensies, kleure van glorie is. Daar's nie einde aan die glorie wat die Here in u en my lewe wil werk. Glorie leer ons in die woord is jou bekleding, jou garments, jou geestelike klere. Dus as jy sterf en ek sterf, of die wegraping vind plaas, is dit wat jou, kom ons noem dit status, wat jou status bepaal in die geesteswêreld. So dis nie 'n teorie wat jy het, wat deel van jou gaan wees as jy en ek dood is, wanneer ons van hierdie liggaam vergaan nie, of wanneer die liggaam omskep word by die wegraping. Dis dit, die mate waarin jy en ek ons verhouding met Jesus het, die mate van oorgawes, met ander woorde die effek, wat dit wat Jesus sê, reeds in my lewe gehad het op daai stadium. Dit is my glorie. Dit is my geestelike garments, my bekleding. En volgens, soos dit veronderstel is om te wees in die gemeenskap, volgens jou
jou bekleding, het jy sekere, dui, 'n sekere vorm van, noem het maar status. Status is seker nie 'n regte woord nie. Wat is 'n beter woord? Status. Ons probeer regkom van die woord status. 'n sekere vlak van geestelike groei. Wat sê dit? Gestalte of stand, dis 'n goeie beter woord. En ons hoe nader ons, of wat ek so sê, ons bekleding bepaal hoe naby ons by die troon gestasioneer gaan wees. God se troon. Waar u en ek in die bruilof gaan sit. Nie wat ons weet nie, wat ons gedoen het. Ons gaan glad nie gemeet word aan wat weet jy, maar wat gedoen is in jou lewe, wat die effek was. Nou as ek so praat, dan kan ek almal sien, almal is bekommerd. Ek is bekommerd. Want die Here, sy woord wys vir ons dat ons arm is. Arm is in wat hy wil bereik in ons lewens, ryk is in wat hy reeds bereik het. Nou, ons moet dit nooit vergeet. Geweldig ryk in wat hy vir ons gegee het reeds. Maar in verhouding tot wat hy wil gee, is ek arm. Right. As jy reg onthou daar in Openbaring 3 vers 17 en 18, jy hoef nie te bly nie. Openbaring 3 vers 17 en 18 sê die Here daar vir die Laodisiese kerk. Dit is in die kerkfase wat ons nou is. Hy sê, weet julle dan nie dat julle eintlik nou warm is? Hy praat met die algemene kerkwêreld. Hy sê, weet julle nie, met al die hype wat daar is, met al die elektroniese toerusting en al die hulpmiddels wat ons het, en met die professionele sangleiers en die professionele musiek, daar is niks fout daarmee nie, maar al dit, weet julle nie, dat julle nie teenstaan in dit. Julle sê dat julle is ryk, en julle is verryk in goedere, ek moet vertaal soos wat ek hier lees, dat julle geen behoefte het aan enigiets verder nie. Maar weet julle nie, do you not know that you are wretched and poor, miserable, poor, blind and naked. So 'n lauwarm gesindheid is 'n gesindheid van tevredenheid waar jy nou is. Dus hy weet jy, ek het geestelik gegroei, ek het so baie dinge die Here vir my gewys, ek weet meer as die gemiddelde Christen, waaroor dit gaan, ek verstaan ek klomp goed in die woord, en ek is tevrede waar ek is. Die Here sê nie. Dis wonderlik wat jy weet het, maar daar is baie meer as wat hy vir jou wil gee. So ons is nie meer waar ons was geestelik nie, maar ons is ook nie waar ons moet wees nie. Ons moet aangaan. Kan jy amen sê? Amen. Ons moet aangaan, meneer. Nou kom ons kyk na die woord poor. Soos ek vir gesê het, ek moet my verskoon, ek gaan beteken in Engels skryf, beteken in Afrikaans. My notas is in skryf in Engels. Ek weet nie hoe kom maar skryf in notas in Engels. Ek kom dit skerp by met Engels, dat ek nou nie heeltemal in Engels verval. Dan is ek wegwerk. Dit is, as ek nou sê, is nie waar. Wat is poor? Arm. Wat is die inhoud van die woord? Ek gaan vir u hierso teken. In die antieke Hebreëus gaan ek vir u net wys hoe spel ons die woord arm. By Rian is hierso, want hy gaan seker maak dat dit reg is hierso. Maar skryf is maar krom, want dit is so haastig. Ok. Die woord poor of arm en verbuigings in die woord en stamwoorde daarvan. Ek skryf hier net 'n paar woorde
wat hier die inhoud gee van wat, as die Bybel praat van arm, en hy praat van sy disippels, dan het dit hierdie inhoud van woorde, inhoud van konsonante. Goed. Ek moet miskien die letters, soos die beteken vir my net weer sê, né? Resh, ayin, bet, wo, en die nun. En dan hier, nog een keer. Al hoekom ons dit doen wat ek nou doen is, dit gee ons net elemente van die betekenis van die woord. Ons kan van elke konsonant, en dis konsonante, dis nie vokale nie, elke konsonant is daar vir 4000 jaar se kommentare oor elke konsonant. En dit is ongelooflik. Soos ek hier goed ontdek en beleef, deel ek dit met jy, dan sê ek vir, dis net ongelooflik. Ek sal weer die woord ongelooflik, want daar is nie ander woord. Ok, so elke konsonant het 'n hele betekenis van stories en die rabbies het nog nie alles daarvan ontdek nie. En besef nog nie alles nie. Hoor, vir 4000 jaar. Goed, so kom ons kyk wat is die elemente van hierdie woord arm. Wat is die, hoe moet ek hier sê, wanneer ek arm is ek reg vir hierdie karaktereienskap van God, want elkeen praat van die karaktereienskap van God, om in my lewe te funksioneer, of te waar te word, meer en meer waar te word. Hier sien ons gemeenskaplikheid. Sê jy, right, as jy rechts, dan is jy ayin en die bed. Hier sien ons, dat wanneer jy arm in jouself voel, miskien sit jy hier vanoggend en jy voel arm in die verhouding met die Here. Jy voel arm, want miskien het jy nie die woord gelees en bestudeer vanoggend of gister soos wat jy moes nie, of soos wat jy wou nie, seker dinge het gebeur en jy het nie daarby uitgekom nie, en jy voel skuldig. Jy hoef nie skuldig te voel nie, dis die woord arm. Jy voel arm. Jy voel dit aan jy eie bas. Voel jy arm. Goed, wat is die potentiaal? Die potentiaal is dat jy in hierdie armoede kan jy hom as die hoof, as die chief sien. Jy kan, om dit te raad te doen binne in die armoede, het jy openbaring nodig, jy insig nodig, jy het nodig om te sien dat God in die midde van die armoede ook is. Of het regte of verkeerde besluite wat jy gemaak het, Bybel wat jy gelees het of nie gelees het nie, of dinge wat met jy gebeur het, maar jy voel arm in jouself. Die geheim is, sien hom as die hoof, maak jy geestelike oë oop en sien hom in die midde daarvan, en jy moet dit 'n gewoonte maak van jy dit doen. Ok? En dit sal standvastigheid van jy bring, en jy sal soos 'n vis in die waters, in sy waters swem. Want soos dit ons hier staan, is die medium om ons geestelike medium. En wanneer ek Jesus volg, en hom as die alef en die middelpunt van alles sien, dan swem ek soos 'n vis, dan is ek vry. Dan word ek nie vasgevang deur die omstandighede om my nie, word nie gekneelter nie. En verder beteken ek sal dit doen, né? Die Jood praat van doen, werk. Dis iets wat ek moet doen. En die mentaliteit, die manier om daarna te kyk. Right, dan is dit dan net weer herhaling van wat ek reeds gesê het. Ons het nodig dat die Here ons geestelike oë oopmaak. Ek het al verlede gesê, Here, maak my oë oop, dat ek jou in hierdie omstandigheid sal sien, want ek sien jou nie. Ek is arm. Ek is blind. Ek is beklaanswaardig, want ek sien jou nie, en jy is hier in die middel daarvan. Kom ons gaan en ons blaai na, wat ek het geskryf. Kom ons gaan en ons blaai na Matteus hoofstuk 5. Matteus hoofstuk
5. Ons ken almal die bergpredikasie uit ons koppe aan. Maar kom ons lees Matteus hoofstuk 5 vers 3. Eindelijk kan ek jou vra om vir ons hardop te lees asseblief. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Baie dankie, ekskuus Heinrich, ek wil jou eintlik moet vir jou sê, lees ons vers 1, 2 en 3. Ek wil vir u vra, terwyl Heinrich vers 1, 2 en 3 lees en u saam lees, sê vir my, ja, lees maar net eens ons asseblief Heinrich. And seeing the multitudes, he went up into the mountain, and when he was set, his disciples came up to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Baie dankie. Wie is die fokuspunt hier? Wie is die fokuspunt wat geleer word? Wie is die mense wat geleer word? Wie is daar so? Wie is weer as nog? Disciples. Right. Belangrik. Sien jy dit? Sy disciples is die fokuspunt. Ja, daar is 'n menigte, maar die disciples kom toe en hy die woord sê en toe leer hy vir die disciples. Nee, sien jy dit? Right. Wat is 'n discipel? Kom ons kyk net weer. En ek kan onthou jare terug, 33 jaar terug, toe ek in die nomade was en gesoek het, na waar kan ons die woord leer? Wie kan ons leer? Toe kom ons met ons reisigerspak aan, by jare terug, daar in Brooklyn, by 'n huiskerkie, en die pastoor vra vir ons, wat is so, wat soek jy? Toe sê ek vir ons is hier wat ons so, we want to be discipled. Ons wil geleer word. Nou ons wil wel sê of dit is waar ons geleer gaan word, ons wil die woord geleer. Wat is die woord disipel? Nou die woord disipel het ek weer gaan kyk, sodat ons sonder twyfel weet, die woord disipel word so gespel, dan weet ons wat is die elemente, wat moet waar wees in 'n persoon se lewe, wat moet funksioneer, wat is die elemente, die konsonante, die karaktereienskappe van 'n disipel. Disipel, die woord disipel word so geskryf. In antieke Hebreëus. Die baie se sneeu en so staf, né? Okay. Kern, die stamwoord van die woord disipel, is dit, so dat ons seker maak ons mis nie die kern, basiese betekenis daarvan. Dit is 'n taf, 'n lamet, mem, jud en dalet. Maar dan het ek al vir gesê, jy hoef nie die antieke tekens te ken, jy hoef nie te ken. Luister net wat beteken die woord disipel. Want dit is nie my opinie nie, dis wat ek vir jou sê wat dit is. Ons is dus vir mekaar se opinies, en dan loop ek. Okay. Maar, hier is het gesê, as jy met disipel wil wees, moet jy jou kruis op die manier volg. Daar is kruis. Taf. 'n disipel is iemand wat sy kruis opneem, 'n disipel is iemand wat sy wil leer lê en sê, Here, ek wil jou wil hê, ek wil nie my wil hê. 'n disipel wat baie belangrik is wat ons hier sien in die stamwoord en in die woord disipel, sien ons hierso dat die lamet, teaching en lering is die kern daarvan. Ons sien die mem praat van
The waters above the firmament and the waters below the firmament. Die waters bo kan die uitspansel en die waters onder die uitspansel. Dit beteken, waters wat revealed is, en waters wat non-revealed, wat nog nie revealed is nie. Dit beteken die woord, as jy die woord lees, dat is deel van die woord wat jy verstaan, dat is 'n deel wat jy nie verstaan nie. As jy na jou eie lewe kyk, dat is 'n deel van die lewe wat jy verstaan, dat is 'n deel wat vir jou mystiek is, jy verstaan dit nie. Oké. En dan verder, die Jood beteken, 'n disipel is 'n dader. Hy is nie 'n jerk nie, hy is 'n dader. Hy doen die woord. En verder praat van die talet praat van baie goed, ander praat die talet van Jesus gesê, ek is die deur, ek is talet. En ek wil net vir u sê, die Dawidster is 'n baie antieke lewe wat ek weer bygekom. Okay, dit is nie in die 1900s deur die Illuminati gevorm nie. Hulle het dit gevat en hulle misbruik daai simbool. Maar hulle het dit nie ontwerp nie. Die een rabbi sê, dat dit is baie duidelik. Dit praat eerstens sê hy, wat gaan ook daar? Hy sê, dit praat eerstens van die mens in sy dieptes, wat redding en bekering nodig het, en wat dan sy oë moet opslaan na die een wat die antwoord is. Hy gee so 'n kort en kragtige verduideliking daarvan. Met ander woorde, dit is waar ons baie sterk vanaand kry. Ja, baie groepe gebruik het. Die Hindoes gebruik het. Baie mense gebruik het. Maar dit praat glad nie van die herkoms of die oorsprong daarvan. Met ander woorde, 'n disipel is iemand wat onder die staf van die herder staan, die herder wat verskillende maniere gebruik om my te leer, my te guide, my te leer, my te rig, en my deur sekere situasies en dinge te vat. Alright? Ek het dit vir julle mooi vertel, ek het vir julle net genoem. Dit is wie 'n disipel is. Al daai elemente moet in my verhouding betrokke wees om my 'n disipel te maak. Verder beteken die woord 'n disciple in die Hebreëus beteken talmid. T-A-L, kom beteken M-I-D, talmid. Dit is waar die Talmud vandaan kom. Talmid. En wat beteken talmid? Wat beteken die woord disipel? In so 'n oorspronklike vorm, soos die Here dit bedoel. Dit beteken 'n student. Beteken one who is instructed by a teacher. Disipel beteken verder, to learn. Dit beteken, ek haal dit vir presies geskryf. The directing the path of the ox by goading it, and learning by goading it. Right, so kom ons taal dit vir. 'n disipel gaan oor iemand wat leer, hy's in 'n leerproses. So ja, ons is almal in 'n leerproses. Ons moet geteach word. Nee. In Hebreëus is dit baie streng. Hulle praat eerstens van, hulle sê, eerste ding en die kardinale ding is nie experience nie. Die eerste ding is teaching. Jy kan nie experience vat en jou kerk moet bestaan uit experience nie. Kerk moet eerstens bestaan, kerk bestaan eerstens uit teaching, learning en dan experience. Gesê met experience is, maak jouself oop vir baie belange. Okay, so dat jy kan learn, directing the path of the ox. Jy en ek, die os, want ons is
gekastreer in ons lendene. Ons laat nie toe dat ons gedagtes met ons weghardloop nie. Ons laat nie toe dat daar idees in ons gedagtes vorm waarvan God in die middelpunt is nie. Dit maak jou os, so hy sê, die student is 'n os that is directed, his path is directed by goading the ox. Daai woord goading beteken prod. Sê dit? Goading, G-O-A-D. Dit beteken 'n prodder. In die ou tyd het hulle 'n lang kierie gehad, 'n lang kierie met 'n skerp punt, wat hulle die os op sy lies geprik het. Die stikking gesteek het, hom net geprik, sodat hy in 'n sekere rigting beweeg. Soos vir die boere vandag, as jy beeste laai, dan het jy 'n prodder, en as die beest steeks is, of hy steek vas, waar hy moet deurgaan, dan prod jy hom net en dan spring hy daar. En die boer hou aan prod, tot in die beest weer. En dan is dit reg. Of die beest bulk en dan kom ons kyk met sy mond uit, dan sê die beest, dan sê die boer, excuse. Nee, dit maak hom meer vasbeslote. En hy praat, tot hy daar is. En klim, waar hy ook al moet klim. En dit is die woord disciple. En dit is die tipe mense, moet daai gesindheid met die inhoud van daai verhouding met wie hy praat. In vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So daai woord, kom ons kyk net na wat daar staan. Daai woord blessed, weet jy, en al wie gesê is die woord Asher, A-S-H-E-R, Asher. Daai woord blessed, en ons moet weet, wat is hierdie woord, wat beteken dit, as die Here sê, welgeluksalig, is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nog ons net kyk, wat is die inhoud, wat sê die Here Jesus vir sy disippels, nie vir enige wat in die kerk sit nie, vir die mense, wat die se verhouding bestaan uit die inhoud, of die inhoud wat die se verhouding uit hierdie inhoud bestaan. Vir hulle leer hy nou verder. Hy sê, hulle is geseën, wanneer hulle arm is. Hy word geseën Asher. Wat beteken Asher? Happiness. Dis 'n manlike, 'n male plural word, Asher. Dit beteken, dis 'n klomp diepes van vreugde en blydskap. Dit beteken to prosper, dit beteken purpose of will. So hy sê, die disipel, wat in hierdie situasie is, so nou die situasie gaan ons omskryf. Hy sê, hulle is geseënd, want hulle is in 'n posisie waar hulle purpose uitlewe. Waar God sy wil in hulle en deur hulle werk. Maar wat mense kom ook by die woord borak uit, en verder, dit kom by die woord vyf. Die familie van die woord van Asher is 5. Die woord wat heeltemal misverstaan in die kerk. So wie het geloof? Wie is bly en opgewonde? Wanneer hulle arm in hulle self voel, want die oomblik as jy arm in jouself voel, is dit die geleentheid vir jou om sy koninkryk te ervaar. Dat sy koninkryk kom. As jy net ryk in jouself voel en verryk en tevrede met jouself voel en so aan, dan kan die koninkryk nie groei in jou lewe. Maar die oomblik as ek arm voel in myself en arm is en ek draai na hom toe en dit is die inhoud daarvan, ek leer wat ek wil leer, ek kruisig myself en ek is 'n dader, dit werk in my lewe, ek is besig daarmee, dan is die koninkryk van God besig om te kom in my lewe, die koninkryk van die hemel. Verstaan nie? Ok, so geloof. Wanneer u arm voel in jouself, is dit die tyd en die geleentheid vir geloof om te manifesteer.
woord arm. Right, so, blessed are the poor. Nie sad. Sad are the poor. Wanneer jy en ek arm in onsself voel, en ons voel, joh, ek het 'n tekort. En my vrou noem die Here, is dit nie 'n rede om sad te voel nie, dit is 'n rede om bly te wees. Maar nou moet ek 'n dader wees van wat 'n disipel is. En wanneer ek 'n dader is, soos wat ons hier beskryf het, is dan verander my gesig van so na so. Maar dan besef ek, daar is nou groot dinge besig om te gebeur in my lewe. Daai woord poor is ook die woord hungry, honger. Hy is arm want hy is honger. En kyk die waar het dit neergeskryf. So net of die definisie lees van honger. Die woord honger R-A-V, koppelteken A-B-E. Daai woord poor. So die woord R-A-V, koppelteken A-B-E. En die woord Ani, A-B, koppelteken N-E-E. Dis een familie van woorde. En is die woord sexy. S-E-K-V-E. Dit beskryf, daai woorde beskryf die woord honger. Alright. So wat is honger? Wat is arm of honger? Dit is, ek gaan vir die definisie weer lees. When you look out, alright, what is it? This poverty, this poor, looks out and is hungry to gather the breaking of the light. So wanneer ek honger is, wanneer ek arm voel om myself, moet my sek vlieg, moet ek in my binneste, begin uitkyk, my nekkie reguit maak soos 'n hoenderhaan. Wat doen die hoenderhaan as dit donker is? Hy soek die lig binne die donkerte. Asof hy dit bymekaar kan maak, dit kan gather, as if you can gather it together. This breaking of the light. So hy begin in die lig. Maar so wanneer jy honger is, soek jy na die lig. Jy is honger om die lig te sien. Jy is honger om lig te sien, want lig bring vir jou lewe. Lig bring vir jou blydskap. En dit beteken ook die woord famine. Honger. So hy sê hierso, bly opgewonde en vooruitstrewend is die een wat honger is van gees. En hy sê vir ons wat die woord honger beteken. Hy sê die een wat in elke omstandigheid, wanneer hy arm in homself voel, uitkyk na die lig en die lig begin by mekaar maak. Hier sien hy 'n straaltjie van lig. Hier sien hy die Here Jesus. Daar sien hy die Here Jesus. Daar sien hy iets van die Here. Miskien sien hy net sy rug, miskien sien hy net sy sandale, miskien sien hy net sy hand, miskien sien hy net sy voet, miskien sien hy net sy skaduwee. Maar hy begin dit so by mekaar maak. As dit jou en my mentaliteit is in ons toestand van honger, geseënd is jy, want as jy dit begin doen, dan begin jy die seën ervaar. Want dan laat jy toe dat sy herderstaf jou in 'n rigting invat.
in 'n rigting in stoot of direk of onderrig of jou grond sodat jy in 'n sekere rigting ingaan. Fantasties, né? OK. Dan sê blessed are the poor in spirit, for theirs is nou, so dat as jy nou op hierdie oomblik honger en arm voel en wat ook al, en jy soek nou terwyl ek praat, en jy soek na die ligpunte, en jy soek na die ligstrale van die Here se teenwoordigheid, en jy maak dit begin by mekaar maak, gaan die vreugde, die blessedness in jou opstyg opkom, en jy gaan blessed is the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Jy gaan onmiddellik die koninkryk, die effek van die koninkryk ervaar. Dit is nie vir eendag nie, dis vir nou, op hierdie oomblik. Amen. Jy hoef nie te wag vir dan nie, want jy gaan nooit daarby kom nie. Dis vir nou. Amen. En daai koninkryk van die hemel, ek baie dankie, ek hou van daai amen. Dit moedig my sommer aan. Daai oor die koninkryk van die hemele is die Malkoot koninkryk. Nee. M-A-L-K-O-T-H, Malkoot koninkryk. Dit beteken intieme verhouding. Soos 'n bruid en 'n bruidegoms-verhouding. Intieme verhouding. Maar dis vanselfsprekend. Die oomblik as ek arm op myself voel en in my armoede begin ek die Here in geloof, want ons nou daai ook blessed beteken jy kom by geloof uit. In geloof begin ek die ligstraaltjies iets van die Here sien al. Ek soek sy voetspore. Die oomblik as ek dit begin doen, dan begin ek my rug en 'n ring en ek begin by mekaar maak. Dan dit is waaroor dit is die inhoud van my verhouding met hom. Dit is intimiteit. Dit is die verhouding. Hoor jy wat ek sê? Dit is die verhouding. Dis die Malkoot koninkryk. Want die Malkoot of die koninkryk van die hemel beteken innerlike keuses, want jy is besig om te soek en keuses te maak om die lig, om die Here in die middel hiervan te sien. Los die duiwels en die demone en jou pa en jou ma en al se foute in jou lewe. Los dit uit. En almal wat om jou verkeerde keuses gemaak het, nou sit jy in die gebakte pere. Jy is een van die gebakte pere. Okay, los dit alles uit en begin die lig soek. En dan is die koninkryk. Yes. Is die intieme verhouding met daar. Amen. Jy hoef nie te gaan haal nie, jy hoef nie kerk toe te gaan nie, jy hoef nie dat iemand jou counsel nie. Jy moet dit soek. Nee, jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Want daar is revealed and unrevealed aspects of his name in the midst of it. By name. Nee, praat van, soos wie gesê. Water spook aan die uitspansel, die water onder die uitspansel, die water so in die woord, soos vir die daar seker van die water wat bekend is nie, daar's water wat verborgen is nie. So soek, begin hy dit meer en meer vir jy oopmaak, bekend maak. As hy die woord gebruik, en omdat hy die woord gebruik, blessed. Die mees blessed plek in die tabernakel is daarboor. Stem jy met my? Dis waar God se teenwoordigheid is, dis waar sy stem is, dis waar sy woord is, dis waar alles is, dis waar God se regering is, dis waar hy gesetel is. Die blessed, die asher, dis waar het is. So wanneer hy sê blessed beteken, jy en ek is besig om onder sy hoofskap te wandel. So man, moenie dat die hoofskap van God vir die teorie word, iets wat jy eendag by moet uitkom nie. Jy moet nou op hierdie oomblik van die dag wat jy sit, en waar ek staan moet ek uitkom by sy koninkryk, en by hom as die koning, en by sy heerskappy, en by sy hoofskap. Hoe soek die ligpunte en spore van God in die midde waar jy is, in jou armoede, daar waar jy is. Begin die lig by mekaar maak. Dit is om sy hoofskap deel van die lewe te maak. As ons dan praat van sy hoofskap, as ek dit so kan teken, hier is die kruis, né? Die tabernakel is uitgelê
waarheid wat hoort by sekere mense, party mense nie. Dis 'n algemene waarheid. Dit is 'n Hebreëse waarheid. Dit hoort nie by 'n sekere kerkgroep nie. Eens waarom toe hulle sê, hulle gaan die simbole, die plakate of die sketseboek wegvat, sê maar dis nie waarheid. So ja, sê die waarheid wat by hier. Dis nie reg nie. Julle verstaan die woord waarheid verkeerd. So was dit. Daar gaan dit. Maar is dan reg snel. Maar dis die kruis. Nee, ekskuus ek nou hier. Dis die kruis. Die kruis is so. Is skaap. Nee. Skaap. He's blessed. Dat is nou net gelees. Hier is die woord poor. Hier is die woord poor. Die poor. By die blessed. Poor bestaan. En pleasure. En pyn. Vir my, as het ons goed gaan in die lewe, al die omstandighede is fantasties, alles gaan voor die wind. Hoe kan dit te doen hê met poor? Ek kan my sê, ek weet, jy weet, dat as het goed gaan met jou, alles is fantasties. Sê nie. Vergeet jy, as jy weer vergeet, dan word jy aan. Absoluut. Dan die binne, het gaan so lekker en so goed en so jolly. En vergeet. En dan kom jy later agter mens aan. Alles om jou blink en skitter. Jy is arm. So ja, listen. Poverty word getoets aan albei kante. Baie goed gaan met jou, die Here seën jou, alles gaan voor die wind. Gaan jy in jou binneste ontdek? Of kan jy in jou binneste ontdek dat daar 'n armoede is, 'n poverty is? Maar as daar poverty is, moet jy soos 'n hoenderhandjie wees, trek jou nek uit en kyk uit, want die lig is daar. Los die demone en al die goed wat jou aandag wil aftrek en soek Yeshua Moshiach. Nee, In die middel. En maak sy lig, maak hom by mekaar, maak al sy lig by mekaar. Want die oomblik as jy dit doen, is jy besig om al, dan is die koninkryk van Malkut, die Malkut koninkryk besig om nou te kom in jou lewe. Jy's nou besig om intiem te groei in hom. Sy herderskap het jou al klaar gegouch en is besig om jou in die rigting te druk. Daarom is jy gesien. Pyn kan ons allemaal sê, ja, nee, mag ons maar. Pyn laat my gearm. Of die emosionele pyn of finansiële pyn is, of dit teleurstellings in my hart is, oor ander mense se keuses, wat my arm laat die binne dat ek voel swaar. Duisende miljoene goed dat ons mekaar kan sê, wat daai poverty, daai poor, daai armoede. Die Here sê, weet jy wat, dit moet jou nie onderkry nie, hy sê, jy is geseënd as jy dit op die regte manier hanteer. Kan ek sê ja? Maar wat is daai woord poverty of poor? As ons aan hierdie goed nog ons wil woorde verder wil inskulder inkleer. As ons nog 'n paar pastelkleure wil bysit, sodat die prentjie vir ons baie duideliker is. Dit beteken afflicted, om swaar te kry, moeilike omstandighede, afflicted. Dit beteken discouraged. Wanneer u ontmoedig is in uw wandel met die Here, is dit die geleentheid dat die koninkryk kom vir jou. As jy nie so gevoel het nie, kon jy nie die koninkryk nou ervaar het nie. Ok,
despondent, wanneer jy teleurgesteld is, in omstandighede, in mense, jy is in jouself teleurgesteld, dit maak jou poor, dit laat jou arm voel. Right. So mense kry poor situations, jy kry poor conditions, poor feelings, finansieel poor, en so kan ons aangaan om die woord poverty te beskryf. Nou kom ons kyk net verder, eintlik is die boodskap klaar. Maar kom ons embrooi net verder daar. U ken Efesiërs 2 vers 8 en 9, né? So nie ken ek, kom ons blaai so. For by grace are ye saved, through faith, that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. 'n baie belangrike versie, jy moet hom reg probeer om memoriseer. Dit is nie moeilik nie, jy brein kan nogal baie dinge doen. Hoe behalwe kougomie kan jy brein nog ander doen. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Hy sê, for by grace are ye saved. En weet u, daai stelling verander nooit nie, al word u hoe geestelik volwasse. Is dit nog steeds by grace are ye saved. Initieel ja, we are saved by grace, maar daai woord saved verwys na continuous, om die hele tyd gered te word, uit jou armoede, jou gevoel van armoede. Die Here wil nie hê ons moet in armoede en in 'n poverty bly nie. Hy wil hê sy koninkryk moet kom, hy wil dit blessed, dit happy en vol geloof maak, né? So Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê hy daar, by grace are ye saved, through faith. En dit is nie jou geloof nie, sê hy, want omdat jy Jesus aangeneem, dis sy geloof binne in jou. Sê daar, that not of yourselves, it is the gift of God. Soos ons dan die woord grace kan neerskryf. Grace is a gift. Is nie iets wat jy verdien nie. My sussie het gister vir my kom, 'n seentjies gebring. Jy het nie verdien nie. Maar ons gaan geniet. Okay, dit is 'n gift of God. Daai woord grace. Daai woord grace. Weet jy kom van die woord konan en geset af. K-A-A-N. K-A-A-N. Nie K-A-K-A-A-N. Kom tegen N-A-N konan en geset. Dis K-A-I-A. Kom tegen S-E-D. Geset. En as jy na die Hebreëus gaan kyk, is die konan en die geset is Siamese tweeling, nee, drieling. Siamese tweeling met die drieling die woord rakum. R-A-K-A. Ook op die dubbelwoord rakum. Jy kry eers, as jy die volgorde wil neerskryf, as jy wil nomme, rakum, dan kry jy konan en geset. In die Afrikaanse Bybel ongelukkig onderskei dit nie met eers met Afrikaanse woorde, dit praat net van genade. In die Engels onderskei bietjie van mercy en grace. In die Hebreëus onderskei hulle die drie woorde. Konan, geset, rakum. Right, ons gaan nou terug aan ons gaan nou skryf. Maar hy sê hierso. Hy sê by grace are ye saved through faith, that not of yourself, it is a gift of God, not of works. Nou, hier het ons praat nou van werke, né? So die gepraat van werke. Waar jy in jou verhouding met die Here besig is, en dit is seker die effek, want werke is die effek.
So dis nie die effek wat jy red nie. Jy hoor, hè? Dis nie die effek wat jy red nie. Dis hy wat jy red. OK. Maar die effek is 'n noodwendige gevolg van die verhouding. Alright, van die grace, van die gift wat werk. As die gift en grace in jou lewe werk, dan het dit 'n effek, maar dit is nie die effek wat jou red. Dis met my. Right, so hy sê so, daai woord geset. Nou kom ons begin eers by die woord rakum. Rakum beteken of die woord mercy. Alhoewel die woord grace is daarso. Sê die kommentare dan, as jy die woord grace en mercy in die Nuwe Testament lees, is dit verwarrend. Want die kommentaar het die mense wat die vertaling gedoen het om een of ander rede die goed verwar baie keer. Baie keer moes hulle geskryf het mercy, dan het hulle grace geskryf en baie keer grace en mercy. Juist omdat ek vir gesê het, daai drie woorde is sulke Siamese drieling. Het hulle baie keer besluit om die woord mercy te skryf, en die woord grace te skryf, terwyl jy sê die oorspronklike taal gekry, moes jy mercy of rakum en geset en bonam spesifiek geskryf word. Right. So die gift is grace, né? Rakum, mercy, sies. Wat is rakum? To push away what you deserve. So hy sê hierso, by grace are you saved. Hy sê, hoe het u en ek tot gered? En hoe word ons gered wanneer ons in poverty is? Wanneer ons arm in onsself, wanneer ons down voel, depressed voel, swartgallig, swartmoedig. Wat sal nog, wat se woorde sal nog? OK, wanneer jy so voel, hy sê, is daar salvation vir jou. En die wat, jy hoef te werk daarvoor om gered te word daarvan. Hy swartgalligheid, hy depressie, hy swartmoedigheid, hy arm gevoel, hy jakkie gevoel. Ja. So jy moet dan word, om 3 weke laatste word, jy voel ons so. Hy sê, weet jy, die Here gaan jou red hoef, nie omdat jy het verdien, maar omdat hy moet jy na hom en hy sê, ag kom, hy gaan dit wat jy verdien gaan hy wegskoof van jou. Jy verdien om so te voel, jy was ontrou gewees, jy het nie die situasie reg hanteer nie, jy het nie die Here gesoek in binne daarvan nie, jy het toegelaat dat sekere gesindhede binne in jou hart kom en binne in jou gemoed kom. Yes, maar weet wat? Het gaan nie nou oor wat verdien, die Here wil jou graag verlos na toestaan. En hy gaan jou verlos by gift. Hoor jy, hy gaan jou verlos by gift. Hy gaan kom en sê, nie wat, jy verdien wat jy voel, jy verdien is extra. Vat het, is dit om die kruis in, so dit om die bloed. Dis wat ek sê. Stoor. Jy verdien dit nie, ek verdien dit nie. Eindelijk moet ek jy verstik, en versmoor, en versuip. Daar is swaarmoedigheid, swartgalligheid, negativisme, poorgevoel wat jy het, wat jy eindelijk moet verdruk. Hy sê, by gift are you saved. Jy word saved, praat van die heeltyd, constant, gesave word op ander, gevoel van armoede. OK? So hy sê, weet jy, het is die gaaf, my sussie het gekoord vir my persent gegeen. Het is miskien 50 keer in hulle lewe, 33 jaar wat ons kon kry. Maar, dit is my persent. Ek het gevaar. So ek waarom is het? Ek het gevaar. Die Here sê, ek het daar kom om vir jou te gee. Jy hoef nie te versuik in jou leven. En al jou skuldgevoelens en alles nie. Maar kom eens, ek skuif die weg, skuif het onder die kruis in. So ek nie doen. En die Siamese drieling wat jy nie daarvan afkom, nou dat jy dit doen, vol, konan en geset. En dit beteken kindness, unmerited favor, divine influence upon your heart. Dit beteken kindness, unmerited favor, onverdiende
guns en ook divine influence van God. Die Here wil sy goddelike invloed op jou hart hê en hy wil jou beïnvloed om hom te kies. Maar dan moet ek en jy net die proses net aan die gang sit. So net daartoe kom. Here, ek weet hoe ek verdien. Ek weet hom. Ek verdien nie dat jy my red van hierdie watter rede jy ook al arm voel, bad en sag gaan voel nie. Ek verdien nie dat jy my dan nie, ek verdien dat ek versuim het. Maar jy het gesê hier so my red dat ek verdien nie. Gaas. To bring in what I don't deserve. Dit beteken ook to bend or stoop down to the inferior. Here, bend and stoop down to me who are the inferior. Ons sal altyd die inferior wees. Hy buig af na hom toe. Hy verdien ons dit? Glad. Verdien jy om met die verkeerde keuses gemaak het, of toegeplaat ander mense se keuses jou beïnvloed, of dat omstandighede jou geestelik aan die hande gekry, verdien jy dit om laat te verkeerd? Verdien dit. Jy het wil ons. Die Here sê, weet jy wat? My gift, boeira. My gift kan jy sê, through faith. That not of yourselves. Gaan jy wees nie. That not of yourselves. Ja, it is the gift of God. Not of works. There's any man who does. Right. 'n ander amplification van die woord geset wat ek gevind het. Daai woord kruis, ons nou oorskryf, né? Sê, die kommentaar sê, Geset came for one purpose, and that's to break everything of self in me. To break everything of self in me. So ja, die Here het toegelaat dat jy verkeerde keuses maak, of iemand anders se keuses jou beïnvloed, of, ja, maar die Here se doel agter dit alles is, hy wil self in jou breek. In die self wat ons probleem is, self, jou carnal man, vleeslike mens, jou en myself sit. En jy kan dit nie breek nie. Ek ook nie. Maar hy sit my deur 'n battery van ervarings wat my laat in 'n arm gevoel, sodat ek hom kan roep, sodat hy my kan red, omdat ek dit verdien nie, omdat hy dit net vir my bloot wil gee. Want hy wil hê sy koninkryk in my lewe kom, sodat ek by die plek kom waar ek geskaap is. Kom ons gaan Openbaring 14. Openbaring 14, vers 11 tot 13. Ansie, kan jy dit vir ons lees asseblief? Openbaring 14, vers 13 tot 11 tot 13. The smoke of thy torment exceedeth up forever and ever, and thou have no rest, day nor night, and worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours, and their works do follow them. Okay, baie dankie. Ons het begin gesê, jou werke agtervolg jou. Ja, agtervolg jou, agtervolg jou. Okay, ek weet wat dit is as jy iemand agtervolg. Zeg maar. So, vyand agtervolg. Dis nie lekker agtervolg.
Jy hoor takke agter jou kraag, jy blaai op en jy weet, dis hoor. Ok, die goeie nuus is, jou werke agtervolg. As u en ek maak soos ek tot nou gesê het, kom u in armoede, kort verval, en u hanteer soos ek nou gesê het. Dit word u werke. Omdat u dit gedoen het, dis u werke en my werke. Dit begin jou agtervolg. Dit kom agter jou aan. Dis besig om jou glorie aan te vul. Dis besig om vrug te maak, vrug te bring in jou lewe. Dis besig om effekte in jou lewe. Dis besig om jou geestelike bekleding aan te vul. Right, kom ons lees dit vers 11. And the smoke of their torment. Hoe's die there? In vers 9 sal jy sien. Dis die wat die antichrist aanbid. Klink vir my as ek na hierdie kyk, dat dit nie baie ver is nie. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest. No rest. They have no rest. Geen rust. Who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Wat is die merk wat God op sy geliefde sit? Besig is om te sit. Die Here is besig, en die engele is besig om rond te gaan oor die aarde met 'n inkhoring, besig om God se volk te merk. Elkeen individueel op sy voorkop. Daai woord merk, beteken die woord taf. Kruis. As jy en ek die kruisweg volg, is die engele besig om sy merk op jou voorkop te skryf. Hierdie persoon, sê hulle, sê die Gees, ek woon in hierdie liggaam, hierdie een, lê sy wil neer voor my. Hy soek God se wil in sy lewe. Skryf dit in die binnekant in jou voorkop. So hy sê, as ons aangaan, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Vers 12, vers 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, right, blessed, Asher, welgeluksalig, are the dead, which die in the Lord. Paulus het gesê, ek sterf daagliks in die Here. So die die in the Lord beteken nie, hulle as my verlaas en dood gegaan, die beteken, jy en ek wat nou loop, is u en ek besig om te sterf in die Here. So hy sê, blessed are the dead, which die in the Lord from henceforth. Jy sê the Spirit, that they may rest from their labors. Daai woord rest, dit voorheen, as ek reg onthou, is 'n studie, baie lang terug in Roga. R-A-W, daai woord rest. R-A-W kom beteken G-A-H. Want dit sê vir ons van 'n spesifieke rus. Hy praat hier van sy kinders. Hy sê, die wat gesterf het, in hulle self, wat besig om te sterf in self, hy sê, hulle het rus, dat hy may rest from their labors. Jy kan nie rest daar hê, as jy nie rest hier het. Jy en ek moet hier in die rus groei, sodat ons rus vir ewig kan hê, daai selfe rus. Daai woord rus, ek vir julle sê, is die woord roga, en dit beteken, a rest by gift because of repentance in my life. So. As u en ek, wanneer ons arm in onsself voel, wat 'n rede ook al, eie skuld, ander mense se skuld, niemand se skuld nie, maar dit is wat jy voel. En jy soek, en jy strek jy sek vir profeties en ek uit, en jy soek die lig van Christus en van God in die middel daarvan, en jy begin dit by mekaar maak. Noodwendig sal dit beteken dat u sekere belydenisse
vergifnisse. Dit impliseer sekere belydenisse en vergifnisse. En omdat jy dit doen, is jy besig om te terselfdertyd aan u rus, hierdie rus, hierdie roga rus. So hy sê, hulle gaan hulle rus in from their labors, hierdie labors, die waar jy geleiber, jy was arm, leiber jy, gewerk, die Here te vertrou, die Here as aansig, uit genade het jy gered, maar dit vorm jou labors. Verstaan jy dit? Dit vorm jou werk. Dis nie die werk wat jy red nie, maar die feit dat jy werk. Uit genade word jy gered, maar die feit dat jy werk, is noodwendig. Deel van jy. Word jou kamers. Right. Jy sê, rest van their labors. Daai woord labor, if you kyk daai woord labors, rest van the labors, daai woord labors, werk het vers 13, beteken toil as reducing the strength. Ja, wanneer ons so met onsself deel in die teenwoordigheid van die Here, in ons harte deel, terwyl jy deur die dag gaan, en jy deel so met jou hart. Ja, dit is waar. Dit is toil as reducing the strength. Dit wat negeer toe. Dit maak die krag van die ou mens. It reduces the strength of the old man. Daai woord labors beteken ook reducing strength of my flesh by repentance and forgiveness. So hy sê, they've got rest from their labors. So hulle rus nou van al hulle repentances en vergifnisse en die feit dat hulle gesoek het na die lig en hulle omstandighede en hulle armheid. Hy praat daar van their labors, en hy sê daar that they may rest from their labors. Die woord there verwys na die ou mens, né? Die labors of the flesh. Right? En labors of the spirit ook verwys ook. Okay, dan sê and their works do follow them. Follow the company of this. Nou kom ons gaan kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 9. Kom ons gaan. Maar sien nie net daar, maar net daar gaan jy sien. Their works do follow them. Wanneer jy so aktief betrokke is in die verhouding met die Here, is jy besig om 'n gevolg van werke te hê. Okay. 2 Korintiërs hoofstuk 8. Vers 9. Ek dink dat jy dit al van ons gesê het. For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye, through his poverty, might be rich. Okay, baie dankie. Say, for you know the grace, rakum geset. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Hy sê, julle het ervaring daarmee, julle het ervaringskrag van hoe die Here dinge in julle lewens wat julle verdien, wegstoot omdat julle bely en vir hom vra om dit te vergewe en hoe hy sy favour inbring, sy guns inbring vir jou. Hy sê, julle ken dit, julle ervaar dit, dis persoonlike ervaring van julle. En hy sê, know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, ons weet, Yeshua Moshiach, Jesus Christus, was ryk, hy was God, met alle krag en mag en gesag gehad, hy het sy rykdom by die Vader gelaat, met 'n keuse uitgekies om dit te doen. And yet for your sakes he became poor. Hy hier onder ons gewandel. Arm geword.
that he through his poverty might be rich. And hy sê ons deur dieselfde experience, that through our poverty we might become rich. Baie keer voel ek ryk in myself, geestelik, voel ek ryk in myself, en as ek vir myself gesê, hoor ek so self het. Sien nie. Loof die Here die feit dat ek ryk voel in die Here. Maar aan die ander kant van die skaal, as jy baie arm het, daar's baie dinge wat jy nog nie moet werk. Daar's baie dinge waarin jy baie arm is. En as ek kies om my armoede te herken binne in my rykdom, dan kan ek my weer ryk maak. And he puts us through experience and gives us the opportunity to become poor in spirit, lay down our old rich food of self. Filippense 2 vers 7 en 8. Lees ons dan. Want onthou nou, ons volg Here Jesus Christus. En ons kom in omstandighede en situasies. Jy weet wat jy voel jy ryk. Wanneer jy dink jy kan 'n sekere ding doen. En dat jy goed is met iets. Nee. Dis daai ding wat net om gesê. Jy kan ryk in jouself wees. Maar pas op, dit is die juiste situasie, die juiste tyd wat jy moet weet. En my rykdom, jy weet, is ek arm. Ek kan die Here soek binne die ding. Want selfs my rykdom kom van hom af. Ok. Filippense 2 vers 7 en 8. Praat van Jesus Christus. He made himself of no reputation. He took upon him the form of a servant, was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even death of the cross. So hy sê Jesus het vrywillig sekere besluite gemaak. Hy sê eerstens daar, kom ons kyk net 'n paar dinge neer. Hy praat nie van 4. Hy praat van reputasie. Waarvan praat hy nog? Ek kan my help. Dan sê hy, he was a servant, he became a servant. Derde ding wat jy my mee kan help al? Right, likeness of man. Goed. Ek het hier geskryf, humble. En dan nommer 4, death. Dat is nie death nie, obedience. Obedience. Obedience unto death. Kruis. Dis onder andere hoe die Vader met Jesus gewerk het. Dit is my in sy gewend gelees. Hoe die Here baie keer in ons lewens raak ander mense in jou reputasie. Jy laat jy vergoed vir jouself. Jy het 'n goeie reputasie. En skielik verander die dinge net so. Die Here laat toe dat sekere dinge jou en my reputasie aanraak. Dis karakter. Mense bevraagteken jou integriteit. Jou reputasie. Ek bedoel, julle weet hoe bose mense raak as iemand jou naam aanraak. Ons raak nie so bose as die Here se naam aanraak. Sy naam skeef oorgee en voorgee en oordra aan mense met jou en my gedrag. Nie dan raak ons so heftig. In die oomblik as iemand oor jou storie versprei,
Oomblik is iemand oor jou reputasie die grond te trap. Jy kom by mense kyk na jou asof jy skelm is. Of jy ergens dwaal. Of dat jy krom is of skeef is. Dan sê die Here, hoor hierso, ek moes dit doen. Is jy bereid? Voel jy hoe voel dit? Jy voel arm in jouself. Is jy bereid om jouself, om in hierdie situasie, jou profetiese nekheid te steek, al die lig van die Here daar te sien, die Here te sien, by mekaar te maak. Want dit is nou die situasie van blessed is the poor in spirit. Die Here maak jou arm voel as gevolg van jou reputasie wat aangetast is. Ok. Baie keer sien die Here ons in situasies waar ons as 'n diensknegt moet optree. Waar ons vrywillig moet dien. En dit laat 'n mens baie keer arm voel wanneer jy moet dien, veral as mense nie dankbaar is. Veral as nie respons terugkry. Die Here sê ek moes vrywillig 'n diensknegt arm word, sodat ek ryk kan word, sodat jy ryk kan word. Die Here sê jou en my, deur omstandighede wat ons armoede vir ons uitwys, sodat hy jou ryk kan maak en die mense om jou kan ryk word van jou karakter, van sy karakter, deur jou werk. Alright, hy sê ons die situasie waar ons onsself moet verneder, daarop kan jy self baie voorbeelde uitdink. En baie keer, altyd sê die Here ons situasies waar ons moet gehoorsaam wees tot die dood toe. Totdat die afsterwe en die sterwe van self. Ons almal was in situasies soos dit. Ons was in situasies wat ons gesê het. Wil jy so, dit is wat die waarheid is. Kan dit nie verander. In ons geval. En dit situasie waar ons self vind. Gaan jy jou vrou en jou man behandel en optree teenoor hulle soos wat hulle verdien, of gaan jy gehoorsaam wees aan die waarheid wat Jesus Christus is? En ongeag of hulle dit verdien of nie verdien, volg tot die dood. So jy kies om die arm presies in te neem, sodat hy verryk word. Kan ek nie sien wie verdien om goed behandel te word, mooi mee gepraat te word. Wie die is nie nou? Niemand voelt. Ons het allemaal in 'n posisie waar ons na ons maat, as ons net van ons man en vrou praat, ons kinders, waar ons kinders met hulle reg praat, reg doen, karakter van die Here, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat ek die Here gehoorsaam is tot die dood. Ek moes op my doen. Dit is deel van die dood. Kyk. Kom ons gaan na 2 Korintiërs. Hoofstuk 6. Amper klaar. 2 Korintiërs hoofstuk 6. Vers 4 tot 10. Ek gaan dit lees, net om tyd te stel. 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 6, vers 4 tot 10. Paulus praat. But in all things, kyk nou wat is al die omstandighede. Paulus in pas. But in all things, proving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities. Dat groot bereik, hy was al baie groot met saam. In distresses,
in stripes, soos in alles is meervoudig, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fastings, by pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and beholding we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor, as offering, as poor, yet making many rich, as having nothing, yet possessing all things. So I say, as poor, yet making many rich. Here wil mense omkeer, ryk maak. Deur u verhouding met die Here Jesus. U woning en verhouding. U wat in die koninkryk leef. U wat in die koninkryk leef. As u die koninkrykslewe leef, maak jy ander ryk. Nie arm. Mense om u geloof hulle wil wel iets doen. Net omdat hulle met jou te doen het. Okay. Dit moet by houding altyd wees. In my situasie moet dit nou as poor, yet making many rich. Kom ons gaan kyk na Psalm 34 vers 6. Nou, ons het nog een versie gekant. Hier is die Psalm 34 vers 6. Vers wat jy waarskynlik ken. Psalm 34 vers 6. Hendrik, kan jy dit al soms lees asseblief? Ja, vers 6. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig nie rooi van skaamte. Dis ons as jy weer Psalm. Volgende vers. Vers 6. My raadgewer sê vir my jy moet vers 7 lees. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom met al sy benoudhede verlos. Hier is as van my. Hierdie ellendige het na die Here geroep. Die Here het hom met al sy benoudhede verlos. Hierdie ellendige is die woord oor. Die woord Ani, A-P-O, beteken minder vergeef. En wat beteken Ani? Dit kom ook by die woord oor, en die woord ander, oral. Ani beteken depressed in mind or circumstances. Was jy al daar? Depressed in mind or circumstances. Dit beteken needy, dit beteken humble, dit beteken lowly, dit beteken afflicted. So hy sê, David skryf oor homself, hy sê, hierdie ellendige, hierdie dispoorman, hierdie arme man. Hy weet wat het is, om depressed in mind and circumstances te wees, om in nood te wees, om arm te voel, om desperaat te voel, om down te voel, om depressief te voel. Ek weet het. Hy sê, this poor man cried unto the Lord. Want baie keer, soos ons het nog nie vir mekaar gesê nie, maar baie keer, om die Here te sien binne in die situasie, terwyl jy arm voel hier binne in u, moet jy baie keer na die Here roep om hom te sien. Jy skreeu na die Here, want jy kan net nie dit sien nie. En daai woord cried, was my interessant is die woord Korah, K-A-W, kom beteken R-A-W, K-A-W, kom beteken R-A-W. Wat aan die Here geroep het, daai woord cry,
KAW kom beteken RAW, dit beteken to call out, dit beteken to address by name, dit beteken to kiss and encounter. So ek het na die Here geroep. Ek het sy naam uitgeroep, ek het hardop geroep. Ek het die Here aangeraak. En daai woord kraai sê die dictionaries is gekoppel aan die woord raccoon. En jy sê fantasties. So, hoekom kan ek na die Here roep? Hoekom kan hierdie ellendige mens, wanneer ek ellendig voel, hoekom kan ek na die Here roep? Eerstens, as gevolg van sy raccoon. Hy het gesê, jy verdien daai situasie waarin jy is, man, vrek daarin, versuik daarin, sluk dit, eet dit, doen dit alles. Die Here sê nee. Dis einde wat gebeur. Maar ek het, by the gift, by grace are you saved. Die Here sê, ek sê jy roep. En dan sê ons, it's a gift. It's not by works. Jy sê, ek sê jy roep. Nie wat jy verdien nie. Jy sit in die situasie wat jy verkeerd gedink het, ander mense verkeerd besluit gemaak. Alhoewel in die situasie, ek sê jy daai trek. Kom na my toe. Bely dit. Ek sal raak ek sal dit uitskuif. Ek lewe en ek sê jy vyver inbring met hierdie vriend. Dis daai woordkrag. So ek kan in die Here roep, al is dit my eie skuld wat ek voel of is waar is. Kan ek na die Here roep? Ek sê, the poor man cried, the Lord heard him, He saved him. En daai woord saved, dit is die woord Yahshua, dit beteken heil, salvation, beteken die Here sal jou kragtig red, met sy sterk arm, sy warrior arm, sy sterk arm, hy gaan sy spiere flex vir jou, en jou vat, en jou red. Hy daai poverty uit, daai armoede, daai depressie uit, daai swaarmoedigheid, swaargalligheid van jou. Save him out of all his troubles. Daai woord troubles. Ek hier beteken what sort of troubles? Daai woord troubles in Hebreëus beteken tightness. Nee, jy weet wanneer jy tight is. Jy is so gestres en so opgestres. Of jy voel so, ek sê beteken ek is al vroeg in 'n Tupperware hou is. Die omstandighede dat jy so ingeperk voel. En verder beteken hy woord troubles. Female rivals. 'n Rival is 'n vyand. Female weet jy wat dit is. Dit beteken emosioneel belaaide situasies. Baie keer is 'n situasie so emosioneel belaai. En hy sê, hierdie arme ellendige man. Toe ek gevoel het, dis emosioneel gelaaide omstandighede. Miskien het u en die man, of u en die vrou, verskil gehad. En die emosies is hoog, en die vlamme het so gelek aan die dak. En jy het so gelek aan mekaar op te eet. En die emosies is hoog. Selfs dames en here, hierdie ellendige mense, die omstandighede en die emosies so hoog was en warm was, na die Here geroep, die Here begin. Ek as ek kan vertel daarvan, die Here jou in die uitigste, as jy na hom roep, omdraai, wegloop en na die Here soek, die Here roep, wat die Here roep. Dit is sterk, jy weet nie, prachtig wat die Here roep. En of al die trouwens, ja, soos daai. Daai woord trouwens beteken ook opponent. Troubles beteken opponent. So dit beteken enige omstandigheid waarin u 'n oppositie vind. Ons vind baie keer oppositie in ons omstandighede. Dit is nie noodwendig 'n persoon nie, dit is nie noodwendig iemand. Jy vind net daar's oppositie. Jy loop nie vas
vas teen 'n onsigbare vuur. Daar's opposisie. So wat sê die woord? Die woord sê wanneer jy doen wat onder andere, dan is nog 'n vers in die Bybel. Onder andere wat ons nou oor gepraat het, as jy dit doen, agtervolg of volg daai werke. En soos wat jy deur die lewe loop, kyk jy die hele geestelike wêreld en sien. Ja. Kyk daar mense. Kyk daar vrou se. En die woord, en as ek sê kyk, is iets wat jy kan sien. Is iets wat hulle sien, is iets wat die Here sê. Is iets wat die Here, die Vader, vereer. Vereer die Vader. Johannes 15 sê, julle vrug, julle werk, bring eer aan die Vader. Dit is hoe jy net eer aan die Vader. So as jy sal omkyk vandag in die lewe, is daar 'n prosesie wat jy volg? Ja, daar is definitief. Daar kan 'n groot prosesie jy volg. As u en ek kies in ons arm situasies, ons laat toe dat hy ons leer en onderrig hoe om te sterf in die situasie, hoe hy onsself en aan ons meer en meer kan openbaar en ons doen dit. Ons gaan deur die deur Christus in daai proses. Is jy besig om te werk om glorie aan die geestelike God aan die geestelike kleed. Ons weet dit gaan bepaal die woning, die naamos. Dit is 'n prosesie agter u wat die Vader vereer. Daar gebeur baie. Kom ons moedig mekaar aan en sê,